Vandag is Dinsdag, die 8de April, en ek wil met jou praat oor dat ek en jy moet oppas dat ons nie mislei word nie. En daar is net een manier. Ons het goddelike wysheid en insig nodig. Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kort kom, laat hy dit van God bid, wat aan almal gee sonder om te verwyd. En dit sal hom gegee word. Omdat ons vandag in hierdie wêreld leef van verwarring, het ons goddelike wysheid nodig. Mense sukkel om morele onderskeid te tref van dit wat reg en verkeerd is in God se oë. Ons lewe in 'n era van misleiding. Lees ook Matteus 24 vers 4 en 5, Openbaring 12 vers 9 en 13 vers 13 tot 14. Soveel dinge om ons en mense stemme wil ons beïnvloed in hoe ons lewe en wat ons doen. Om die verkeerde besluite te maak. Ons moet ook verstaan, wysheid is nie net kennis nie. Dit is die vermoë om God se hart te verstaan en daarvolgens reg op te tree. Romeine 12 vers 2. Hierdie verg definitief goddelike wysheid. Verhoudings, my verhoudings teenoor mense en my verhouding teenoor God die Vader. Om staande te bly in hierdie geestelike stryd waarin ons vandag is, Efesiërs 6, en om die lig en die sout van die aarde te wees in hierdie donker tye. Ons dan ware insig en wysheid. Eerstens in God se woord. Want God se woord is die fontein van lewe, die bron daarvan. Psalm 119 vers 105 sê, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Die tweede plek waar ons dit kry is by God se gees. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. En dan, wanneer ons hierdie toepas, God se woord en God se gees en hom luister na die woord, luister wat anderste as dit is dit as disippelskap. Hebreërs 5 vers 14 sê, maar vaste kos, daardie ware insig en wysheid, is vir volwassenes. Die wat deur gebruik hulle sintuie geoefen het om goed en kwaad te onderskei. Met ander woorde, as ons God se woord gehoorsaam is, luister na God se gees en hom volg en disippelskap beoefen, dan sal ons tot die insig kom van hierdie wysheid van God. Spreuke 9 vers 10 sê, wysheid begin by die vrees van die Here. Nou in ons Afrikaanse taal beteken hierdie vrees om bang te wees. Maar in die Hebreërs, die oorspronklike taal, het hierdie vrees 'n veel dieper betekenis. Dit is om 'n diep eerbied, respek en ontzag vir die Vader te hê, juis oor wie hy as God is. En omdat ons kies om sy volgelinge te wees, omdat hy heilig is, alle mag, krag en autoriteit in hom is, en hy geregtigheid drywe, en hy aan ons so groot liefde bewys het. Hierdie so disippelskap, dis respek vir God. Dit is soos 'n kind wat vir sy pa of ma baie lief het, omdat hulle so baie vir hulle beteken het. Die kind wil na hulle pa of ma luister, nie uit vrees vir straf nie, maar omdat hulle nie hulle pa of ma wil seermaak en so teleurstel nie. Daarom sê die woord in Spreuke 9 vers 10, die begin van wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is insig.
Lees ook so Spreuke 1 vers 7, Psalm 111 vers 10 en Prediker 12 vers 13. Wat anders is dit as disippelskap? Daarom, wysheid begin by die vrees van die Here, maar onthou waaroor die vrees gaan. En ware vrees lei tot gehoorsaamheid en diens aan hom wat disippelskap is. Om die Here te volg en te doen wat hy vir jou sê, is die eerste tree op die pad na hierdie wysheid en insig wat God vir ons wil gee. Jesus, ons het U nodig in ons lewe vandag. Ons het hierdie goddelike wysheid nodig. Ons het die goddelike insig nodig, sodat ons nie mislei word deur die koning van hierdie wêreld nie. Daarom kies ek om U te volg en ek besef, disippelskap is wysheid en daarin lê kennis en insig. Daarom kies ek om U te volg. Amen.